Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Nadat Jesus 40 dae en 40 nagte gevas het, lees ons in Lukas 4 vers 2, en hy het niks geëet in die dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Dit is interessant dat dit ongeveer teen hierdie tyd is, waar die liggaam op groot skaal spier en orgaanweefsel begin afbreek. In 'n langdurige vas kan honger vir 'n hele ruk verdwyn, maar dit keer weer terug wanneer die liggaam 'n kritieke behoefte aan voeding het. Dit is juis hier waar Jesus honger geword het, waar die duiwel vir hom gesê het om die klip te beveel om brood te word. Jy sien, die vyand sal altyd probeer om ons te versoek wanneer ons op ons swakste is. Dit is juis wanneer jy op jou swakste is, waar hy in jou oor sal fluister, dat daar 'n maklike uitweg is. Hy sal probeer om jou te oortuig tot dinge wat jy nooit sou oorweeg het, as jy nie op so 'n kwesbare plek in jou lewe was nie. Hy wil hê jy moet oorweldig voel deur die omstandighede, en wanneer dit gebeur, moet jy teestand bied deur jou doelwitte in kleiner stappe op te breek. Daardie probleem of angs wat jy vandag mee sukkel, mag vir jou oorweldigend lyk, maar met God se hulp kan jy die stryd wen. Moenie bekommerd wees oor volgende week of volgende maand nie. Fokus op vandag. Kan jy dit deur hierdie dag maak? Kan jy die stryd vir een dag wen? Jy weet jy kan. Net so weet die vyand dit ook. Vat dinge dus een dag op 'n slag. Gewoonlik spandeer ons te veel energie om te fokus op die einste ding wat ons nie kan beheer nie, die uitkoms. En dan sê jy vir jouself, wat as ek nie daai werk kry wat ek so graag wil hê nie? Wat as dinge nie uitdraai soos wat ek graag wil hê nie? God wil hê jy moet een dag op 'n slag van hom afhanklik wees. Dit is reg om vir môre te beplan, maar moenie jou daaroor bekommer nie. Vertrou God vir elke dag soos dit kom. Ons het toegang tot dieselfde Gees wat Jesus gehad het, toe hy daardie 40 dae in die woestyn deurgebring het. Jy kan enigiets saam met hom deurmaak. Moenie dat die duiwel jou anders vertel nie. Here, dankie dat u woord sê, dat u nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Maar as die versoeking kom, sal u ook die uitkoms gee. Help my om elke keer die uitweg te sien wat u my bied. In Jesus naam bid ek dit. Amen.